Goeienaand en welkom by nog 'n uitsending van Stoom saam met Oom Sit. Coach, hoe gaan dit daar? Hulle omsit neer en gaan pyk as 'n regtige voorreg hier in die week van koute om weer warm in die mense se lewens te wees. Dankie vir al ons luisteraars, ons kykers. Is voorwaar 'n voorreg. Ja, wat 'n week koud, sneeu en al daai tipe van goed wat Hulle begin en die mense, ek weet daar's mense wat waar gesukkel het om op te staan die week omsit. Dit was wragtig koud geweest. Daar was 'n sneeu op Middleton se berg. kan nie visie en coach. Omsit in Middleton se berg is as sneeu. Ek sê omsit. Daai's 'n feit. Ja nee, dis 'n feit. Dis nie assie. Dis 'n feit. Daar was sneeu. Daar was sneeu. Dis 'n feit. Coach, ons moet begin aan by die streek uitdag jong. Wat gebeur daarso? Yes, so omsit ek kan as jy teruggaan 'n bietjie na ons klub toe in die gemeenskapskuld Tes United. Die manne se tweede span het weer eens die waard deur die drif getrek omsit en die hoe kan men nou sê die vuur laat hoogbrand. Die eerste span ongelukkig het 'n eertjie gekry 17-0. Ek dink die telling was 17-0, maar back to the drawing board, soos Jason sê. Back to the drawing board, gents, back to the drawing board. So vir die tweede span van Tes United, well done boys. Ja nee, ons is baie bly daarso vir Tes United. Miskien omsit. Wat as hulle die twee spanne omruil? Daar was dit 'n feit. Dat was de feit. Dat hy manne miskien net kan wen, want die tweede span het nou al 2 keer agter mekaar gewen en die eerste span nie. So miskien moet hulle net 'n shift maak daar. Ja nee, weens Tes United, ons weet, dis maar 'n groeipyne jong. Yes. Alles kom maar met 'n prys. Maar ons glo en vertrou en ons weet dat een of ander tyd gaan hulle deurdruk en dan kom julle ook hier in die streek uit daar waar ons nou oor gaan gesels. Yes. Coach. Baie belangrik om sit vasgeval. Ek het hierdie telling hier vasgeval van die Bulldogs. Die Bulldogs het vasgeval. Ongelukkig weer vir hulle en dit vir my is dit asof die Bulldogs klim half onbegonne berg man. Want met die resources wat hulle het, is dit vir hulle half basta onmoontlik om op 'n gelyke voet te kan kompeteer. Van hulle beste flyer word miskien volgende week vrygelaat. Dan sukkel hulle weer met dit en so dit is, maar die manne kom elke week op 'n kamerhoed af. Hulle dag elke week op en die manne doen elke week heel nag lank die haka. Die hele nag. Die hele nag. Wat gaan hulle die hele nag? Hulle oefen. Dan so die manne daarop, die manne speel. So het so vir hulle wat moedig probeer. Die Strysby het weer eens, ek sou sê die scores nie. Ek weet wat die tellings was. Strysby wen. En dan die Strysby nie. Wat is ons leaders daar? Seahawks wen. Net hak Universals om deur. Daar op na Pier. Dink is 'n punt daar gewees. So die twee topmanne doen nog hulle ding. Hulle is besig om nog steeds in die wedloop met mekaar mee te ding. Jou Seahawks en die Universals. Ek dink die sprong tussen die twee mag dalk 'n probleem wees op hierdie stadium. As Seahawks nie vasval nie en Universals nie met 5 optel nie, kan dit vir hulle dalk kan nie lok maar 1 en 2 wys. Universals en dan Seahawks. Dan moet hy manne mos nog gaan na die lok leaders toe in die Oeverberg 2. Dis natuurlik die manne van Spring Roses en hy manne. So daar is goeie rugby wat gespeel word op hierdie stadium. Amper desperate rugby by tye. En dan was daar ook mos in die gemeenskapskuld was daar 'n tokslaanery. Daar tussen Elandskloof en Berea mos, op Berea.
Die manne het daar mekaar gegryp om sit. Dit het dik gegaan. Ja nee, dis die streek uitdag, Dis die gemeenskap, dis die gemeenskap, ja. nee, die streek uitdag 2. Hulle speel in die streek uitdag 2. Maria, Ek dink Maria ja en Eilands Kloof speel in daai ene want Eilands Kloof was in die streek uitdag 2 het hulle in die eerste ronde eerste geëindig. Hulle top geëindig. Hulle en Spring Roses is eintlik saam gewees. Correct, ja, maar as gevolg van punte verskil was Eilands Kloof toe bo geëindig. just daarso het die een speler sy tok uitgetrek. En toe hulle by daar na die bondel toe. En toe slaat hy man. Tok op die man se kop. Ek sien die man vat stukkenis, maar dit was 'n geweldige hou. Dit was natuurlik ek sal nou sê omsit, dit was nou nie juis 'n goeie prentjie vir rugby nie. Ja nee, ek dink ons moet 'n bietjie gesels daaroor coach want ek het ook die video's gesien en ek het 'n video gesien dink ek daarso ook in dit is dit in die Noordweste of waar was dit nie? Daar wat 'n speler opgehardloop blykbaar met 'n mes op die veld. Ek het gehoor Nee, ek het die video gesien. Ek het Stormy daai video. Dit is Stormy wat hy video geplaas het. Maar jy sien coach, jy weet op verlede week se program het ons ook gepraat verstaan van die ongedissiplineerdheid in die streek uit daar, verstaan? En daar het vir my heel wat mense vir my gekontak verstaan en my gepraat en gesê hulle is so bly dat ons hierdie ding bietjie belig het en 'n bietjie gepraat het verstaan jy want dis genuine probleem verstaan jy wanneer spelers op die veld opgaan met die uitsluitlike doel verstaan jy om hulle opponente seer te maak en vuis te slaan. In die heat of the moment sal jy altyd kry verstaan jy dat daar 'n plikkery is en 'n ou slaat hierso. Maar wanneer spelers op die veld opgaan met hierdie ou gedagte verstaan jy van jy ek gaan jou sag maak deurdat ek jou slaan. Speel die man sag man. Hoekom wil jy die man speel en die man het die game uit al verstaan jy en nie die bal nie. Nou wat gebeur het verstaan op Berea. Die wedstryd het plaasgevind in op Berea. En ek is baie eerlik met jou coach. Dis eintlik 'n skande. Dis 'n skande verstaan vir rugby, veral in die platteland. Veral waar gemeenskappe op 'n Saterdag uitgaan om net ontslae te wil raak verstaan van die week se sorrows. Dit is net daai is omsit. Daai's al ding wat daar gebeur. Al ding wat die mense bymekaar trek. Dis die gom wat hulle nou loop staan en lostrek. Ja, en dit is ek dink dit moet 'n groot bekommernis vir Boland wees dat week na week met hulle dissiplinêre komitee gaan sit verstaan met hierdie van saak want ek het gesien so jy sê daar nie bolling het hulle ja ek het daai een ouetjie van Eilands Kloof eintlik jammer gekry jong. Hulle slaan vir hom daarso. Yes, ja, en maar toe hy wegstap. Nee. Toe kom 'n ou van die ander kant af. Hy slaat vir hom een nou meneer. Plak. Hou so klein rastetjie wat taamlik ingeleed nê, so kleintjie. So Ja. dingetjie. Ja. Maar wat ek wil sê is, so sit ek in voor die radio, voor die draadloos en ek sit so luister. Toe hoor ek pastoor Derrick. Hy sê hulle was ook in die kortste wedstryd van 2024 was hulle B-span in betrokke. Ek verstaan hy was 'n 10 minute 10 speel. minute wedstryd ja. Toe blaas die skeieregter af. So die dinge neek ook daarso in Verleesdorp, maar dis dieselfde Verleesdorp wat die vorige week waar ons Ons het selfs die bottelgooiery in die hier so by Verleesdorp. nee, by Genatendal. By Genatendal ja. Yes. Is dieselfde Verleesdorp, nie dieselfde wat toe een van die officials van die een van die amptdraad van Genatendal moes toe bykom. Maar ek weet nie ons. Ja, kyk, ons het nou nie al die detail en dis nie ons plek hierso verstaan om 'n verhoor in te hou in die detail, maar ek dink is ons plek om te praat verstaan jy oor hierdie gebeure wat huidig na my mening begin 'n hand te druk. En jy weet dis nou juist, ek weet nie of dit so is nie. Dit lyk vir my dat Boland het besluit, okay, ons gaan nie meer die spanne voorkomend skorsie. Ons gaan die verhore laat aangaan. Ek dink hy voorkomende skorsing, like het my was na my mening ook 'n afskrikmiddel. 'n Mens wil nie hê dat die spanne links en regs voorkomend geskort moet word nie, maar ek dink soms is dit nodig verstaan jy dat so iets moet plaasvind en dis eintlik vir my 'n groot bekommernis verstaan
dat kyk aan die einde van die dag meneer Borge en al daai mense wat finansiële bydraes lewe vir die spel, hulle soek hierdie tipe van goed hê. En ons het baie lank gepleit en gesê hoekom kry Boland die borge nie en bla 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 en nou kry Boland borge of ons nou daarvan nou of nie daarvan nou van Benny verstaan jy ons spot altyd met Benny met die lang baadjie. Hy self het nou die dag daar sit ek het so gelag daar in Rossenville. Toe vertel hy ook nou self grappende wys van hy worry nie, hulle kan maar vir hom sê, hy sê maar met die lang baadjie, hy gaan haal net die lang geld, verstaan jy? En hy sy verantwoordelikheid is om geld en borge te bring na die Unie toe en op hierdie stadium kry hulle dit goed reg, verstaan jy? Jy doen 'n goeie job. Om borge te kry. Maar nou lyk dit vir my laat die dissipline verstaan van ondersteuners en spelers self. Laat Boland nou in die steek. Ek het gesien in hierdie week het Anwar Daniels ook 'n post geplaas op sy blad waar hy sê hy gee eintlik klubbestuur die skuld. Nou ek wil eintlik in 'n mate verskil met hom daar. 'n Klubbestuur kan alles doen. Hulle kan en ek weet hier in die Oeverby gebeur dat hulle van tyd tot tyd met spelers praat oor Boland se reëls en daai. Maar as spelers op die dag self nie gedissiplineerd is nie. Ek bedoel, as ek nou sê wat nou gebeur het daar so by tussen Elands Kloof en Berea waar die ou sy tog uithaal. En die ou slaan. 'n Klubbestuur kan niks daaraan doen. Dis net eenvoudig wat my betref 'n ongedissiplineerde speler verstaan jy. 100%. En dit is vir my 'n groot probleem. Ek het hom sit sê ek het gister 'n program geluister. En ek bring dit nou na een van ons groot uitdagklubs toe. Ek kyk 'n program op televisie waar Stawe hulle in is. En die voorsitter van die klub Rangers van Berdasdorp sê hulle was eers bekend as Pa Bond. Van daar was 'n paar rooi, is nou Stennets. Nou die Wat sê jy Pa Bond of Pa Bond of wat? Pa Bond. O Pa Bond. Ja, hy sê dit daarmee het gekom omdat die manne toe hulle nog gestig is en so was daar nie eintlik baie gehaat nie. So jy het my jou eie op jerseytjie gehad waar jy in gespeel het. So as speel hulle teen 'n ander span wat uniforme gaan betrek is aan hulle ja, ek weet sy eie jersey, sy eie sokkies, sy eie broekie, daarvan daardie naam Pa Bond, maar toe hulle die dissipline reg kry binne die klub. Sy dissipline. Toe die dissipline in die klub begin regkom, toe begin die klub klim en stelselmatig ook een van die reëse in die Oeverberg raak. So vir my is dit belangrik wat die man daar sê. Toe die dissipline regkom, toe kom alles reg. Ek bedoel, jy kry klubs wat uit gedissiplineerd is. Die manne knou hulle af, maar daai manne lig jy hand nie. Hulle speel nie die game. Ja nee, kyk, laat ons ook maar vir mekaar dit sê. Ons vat byvoorbeeld, ons het verlede week oor gepraat. Safkool was 'n paar jaar terug daarso. Hulle het geglo, hulle maak warm. Lang gelede. Ja, lank gelede, maar as jy vandag kyk, verstaan jy waar Safkool is. Yes. Hulle het begin en gesê mense, ons wil laat ons rugby speel, laat ons rolmodelle wees vir die jong kinders wat deurkom. En daai was dit daar wat 'n oud legende in Caledon ook nog vir hulle gespeel het. Norman Kibru. Hy het nog daai jare gespeel toe Safkool nog aantrek in 'n Wendy House. Hy het daai jare gespeel en Norman lyk nou nog asof hy kan veld vat. ja nee, hy's 'n Easter. Ja nee, hy's er Norman. Kom sê, Yes. dit bring ons hier so by die groot uitdaging, jongie, soos hulle sê by die groot honde. Hoe lyk dit daar? Kom sit, daar was hier eintlik groot verrassings, die behalwe tellings. Ons het nie verwag dat Hoston gaan vir G-Boys 'n 50 gee nie. So hulle, daai 50 is nogal so 'n skok. ja, dis eintlik 'n knou vir G-Boys wat ek dink hulle het Bos toe gegaan om hulle momentum te gaan optel. En hulle het dit toe nie heeltemal reg gekry nie. Ek dink hulle het maar 12 punte aangeteken as ek reg is. Ja, die telling was 54-12 in die Yes. guns van Hoston, maar onthou wat ek heel week afgelope paar weke gesê het, coach A. Die twee spanne myns insiens wat eintlik niks het om te verloor Yes. in hierdie reeks
Dis Houston en Rangers. En Rangers. Yes. So daai twee spanne gaan net uit vir 'n lekker jol, verstaan? En hulle gaan die ouens seermaak wat hier in die eerste, tweede, derde, vierde plekke lê. Ja, wat hulle outfit wil dit maak. Ja, maar die knoppie wil druk om te sê right gaan voor. Dis korrek, maak my top 12 outfit, maar dit was baie goeie wedstryd. Ek het gepraat met die Afrikaners. Ek het gepraat spesifiek met sy Piet Kellerman daar van Houston en dit was aanskoulike wedstryd. Goeie rugby. Ten spyte van die telling. Ja, kyk, Houston kan op sy eie dit nog maak na die top 12. Almal het hulle afgeskryf op 'n stadium toe hulle so verloor het. En ek hou Houston se rugby die afgelope paar jare dop. Dis 'n span wat jy nie moet afskryf nie, veral wanneer dit hier in die pylvak kom. Hulle kan vir jou seer maak. Ek dink hulle lê nou derde, as ek reg is. Ek het nog nie die log by nie. Hulle lê derde en Botterfield lê vierde. Yes. Maar in daai enetjie en kom ons gaan na Refusion End verlies dorp toe. Refusion End wou terug. Hulle moes eintlik hy enetjie wen. Op verlies dorp. Ongelukkig het hulle die knie gebuig. 16-9 vir 'n begeesterde verlies dorp span. En hulle kry een bonuspuntjie uit die saak uit, maar hulle bly nog steeds in die tweede laaste posisie. Ja, ek dink die rooi ligte begin flikker vir hulle in Genadendal, ja, Genadendal bly nog derde van onderaf weens hulle oorwinning mos die week voor daar. Ja, nee, ek dink die rooi ligte begin flikker hierso vir Refusion en die manne daarso van Black Leaves. As Pastor nie vinnig iets as hy die hoed het gegieso nie, as ek bevrees, dat die kans daar dat hy weer stofpad gaan ry. Maar wat ek wil sê is, ek weet nie, ek het nog niemand gesels oor die wedstryd daar nie, maar dit is, Genadendal het 'n baie gehad, maar die bestuur het gevoel, hulle gaan 'n volle oefenkamp hou, vandat hulle die oggend sou speel en sovoorts, en hulle het 'n volle oefenkamp gehad, juis omdat hulle gedink het, hulle gaan hierdie week dalk 'n bietjie min kan oefen. As gevolg van die reën. Ja, Ja, jong, dis baie duidelik dat Genadendal doen sy ding stilletjies hierso. Want ek dink die ouens besef, hulle 2 keer agter mekaar, 2 jaar agter mekaar, het hulle 'n lifeline gekry en hulle het daai lifeline gevat en ek dink hulle besef, hulle wil nie in die posisie wees. Want dan gaan nie 'n lifeline wees as jy laaste eindelik het met hierdie jaar, dan gaan jy sak. laaste en tweede laaste is Telmosie. Nee, as jy laaste eindig dan sak jy hierdie jaar. So verstaan ek dit. Daar is nie nog uitspeel of daai tipe van twakkie. En dan moet ek kyk waar is ons manne wat die ander manne speel hierdie naweek. Nee, kyk, Rangers het gespeel laat in Botterfield. Daai wedstryd het plaasgevind. Dis my manne daai by daar's op Rangers. Ek het ook nie verwag dat Botterfield gaan daai wedstryd wen nie. Want baie keer as jy 'n span gehad wat die vorige wedstryd 'n harde wedstryd gespeel het en Botterfield het die vorige wedstryd 'n baie harde wedstryd gehad teen Caledon. En dan gebeur dit baie keer, verstaan jy, dat die vlak en die intensiteit afkom en veral wanneer jy weg gaan speel. Maar baie geluk ook vir Botterfield. Hulle het gestep up. Hulle het vir Danny Boy gaan seermaak daar. Op Danny Boy se. Dis die eerste keer in jare wat Rangers op Parkstraat verloor, hè? Ja. En die telling was 36-30. Yes. Maar dit lyk my dis 'n siek van Rangers die jaar. Hier in die laaste 15 minute, ek weet nie, dis asof vir alles die telling baie close is. Dis asof hulle die fans eenvoudig net of hulle konsentrasie van hulle spelers. Kyk, ek het probeer 'n bietjie gesels oor wat daar aangegaan het. Ek het oor Danny Boy ingekry. Vir wie? Danny Boy. Nee, hy moan heel week, verstaan jy, hy's gerop. Dis al wat hy sê. Ek het probeer ander manne in die hande kry wat my meer kon rugby gesels. Ja. Maar ek kon toe nie vir uit die Rose in die hande kry nie, maar goeie wen daar weg van die huis af vir Botterfield. Botterfield speel nou hierdie naweek mos nou tuis. Teen Salt en Swart se span.
skrik vir niks, maar ons gaan daarby kom. Ons gaan daarby kom, ja. Ek wil, ons is nou by Safkol. Ja, coach, wat nou julle daar aangevang? Ry wamboes, soos jy sê, die wamboes. Die wamboes, ja, maar ek wil net een ding sê. Kyk, wat die mense vergeet het van verlede week se uitsending. Sit het gesê, op hy stoel. Toe sê sit, hy is 'n hondig. Ja, hulle kyk daai een mis. Hulle is meer gedom sit se vure in verstaan wat ek gesê het, dit is nie assie, dis 'n feit. Dis 'n feit, ja. Maar hulle vergeet ek het gesê, dit gaan 100, dit gaan 100 Dit wees. is 100 en daai was ook 'n feit. Natuurlik, daai was nie 'n assie. Nee, daai was nie assie. Ons het dit mooi deurgebring daar, maar wat ek wil sê is sit ja, ek haal my hoe. Sekere aspekte van ons spel het begin in plek val. En ons kon die vrugte werp van ons tegniese adjustments wat ons doen. Dit was 'n goeie vertoning. Deur Safkol, dit was klinies, het was 'n kliniese vertoning deur Safkol. En ek moet sê dat ek het vir Gordon, coach Gordon van Gansbaai. Hy sê, jy weet, soos daai wat al die jare daar is en die man gee sy alles en die man sukkel met hy sê sy slot wat gekies is, wat saam met die bus gekom het, sê vir hom voor die game, nee, die ding hy's klaar gespeel. Hy gaan nie meer speel nie. Hy sê nou dis die tipe goed wat hulle nou ek dink daar moet in Gansbaai se hulle moet daar diepe in hulle moet gaan sit Introspeksie. ja, maar dissipline daar dink ek is ook 'n probleem. Die spelers se dissipline ek weet nie wat daar aangaan. Ek het 'n video gekyk in die week die bal word afgeskop, die speler van Safkol vat hy half dwars deur is asof hy ons gaan stil staan. Maar ek dink op daai stadium was hulle seker al so moedeloos. Hulle het dit gebid die wedstryd moet klaarkom. Ja, hy was eers die helfte nog. Ja, maar toe sê Korsika al naby 50. Ja, sit dit was soos ek sê, Safkol se tegniese goedjies begin in plek val. As mos maar 'n proses. So ons werk nou om elke week iets reg te kry. Kom ek gaan nou iets sê hierso op die stel van Safkol. En die ander spanne, dis 'n feit die. Dis hier assie. As jy nie 'n kondisioneringsafrigter het, deesdae Korrek. in jou span nie, Korrek. gaan jy sukkel wanneer dit by die uitspele van die top 12 kom, want jy gaan nou sien hoe gaan dinge begin neek nou. Baserings en goed. Beserings, die seisoen word lank en as jy nie genoeg manne in jou bank het nie en as jy nie 'n kondisioneringsafrigter gehad het nie of in jou span het om te kyk en jou spelers te manage nie, ek sê vir jou, is 'n feit die wat ek hierso praat. Jy gaan begin sukkel want ek weet byvoorbeeld van spanne wat top 12 gespeel het. En dan hier by die laaste ronde in die top 12, dan dat hulle begin sukkel coach uit. Beserings, hulle kan nie die pas volhou nie. En ek dink Safkol het die beste belegging hierdie jaar dink ek wat Safkol nog gedoen het of kon gedoen het, was 'n belegging om 'n kondisioneringsafrigter aan te stel. Yes, wat ek wel kan sê is die tegniese span, ek praat van tegnies goed, sê vir ons het net nog hulle praat van 5. Dis nou nie 'n bonuspunt wen nie, hulle praat van 5. Maar wat ek wil sê is om sit en dit kan al klaar weerspieël het in die Saldanha toernooi. Verlede jaar het Safkol toe hulle moet finaal gaan speel gesukkel met geweldige beserings. Hierdie jaar het Safkol die hele toernooi gespeel en dieselfde manne het die toernooi afgeëindig. So kondisionering en die management van beserings is uiters belangrik, maar dit moet iemand wees wat gekwalifiseerd is in dit. Nee, ek stem saam. Wat Hy moet weet wat hy doen. Dis korrek, ja. So dit is Safkol is geseënd met om kondisioneringsafrigter te hê wat die regte kwalifikasie daarvoor het. Maar ek wil ook net sê Safkol het 'n fantastiese bestuur en 'n fantastiese voorsitter wat die skip in die regte rigting stuur. Ja nee, ongetwyfeld. Ongetwyfeld, meneer. Dan die wedstryd Caledon
teen Claymont, dis die wedstryd wat ek gesê het. Dis nie as die coach uit, dis 'n feit. feit, ja. Caledon gaan in die hek duik. Caledon het toe nie in die hek geduik nie. En van my kant af weer eens baie geluk. Callies, ek het die wedstryd bygewoon. Ek dink Caledon was klinies, hulle het gedoen wat hulle moes doen en die wedstryd gewen 52-26 teen Claymont. En ja, nou ons is hier in die pylvak, hier na die 80 meter toe nou. Om sit dit te sê, 2 weke gelede, Caledon is by 60. Verlede week was hulle by 70, hulle is nou by 80. 80, so hulle is al 80% daar. Hulle laaste 3 games, weet ek, dink ek, is Genadendal, verliesde op NR4. Nee, hulle moet nog Safcol speel. Ja, maar Hulle moet nog Austin speel. Hulle laaste 3 games mos nou. So as hulle die momentum kan behou, deur hulle challenging games, dan kan daai wedstryd dalk vir hulle 'n bietjie minder Druk wees. Minder druk wees, ja. Ja. Nie dat ons sê dit gaan maklik wees, dit kan, ek bedoel, enigiets kan gebeur op die dag. Maar natuurlik, goeie wen vir Caledon. Ek laat sê gewoonlik as is verbrande hout. Verlede week het Garabou gesukkel daarso teen Austin. Safcol het gestoomrolle oor Gansbaai. Maar dit is 'n nuwe wedstryd en ons weet wat bring 'n derby uit. Korrek, ja. 'n Span en die dinge gaan neek. Ons kan nie van selfspreekend aanvaar dat Safcol Garabou gaan wen nie. Jy weet wat ek dink verlede jaar gebeur het, nee? Ja, ek dink in Toe was haar Tranedal. die eerste ronde. Ja, toe was haar Tranedal. Plaasie kon dit nie aanvaar nie, dat Garabou vir hom klop. Daarso op Bousandpark. Ja, my hart en my verstand sê een ding en ek is 'n Saffies mens. Ja nee, jy weet ek is grasgroen jong. Ek is 'n Safcol man. Groen. Maar is altyd 'n maar. Jong derbies is 'n ander ding. Ja, Jy kan nie van selfspreekend aanvaar nie, maar vir my Saffies 'n boe. Dan die wedstryd vir my op Botterivier is in Austin en Botterivier. ja, dis 'n groote. Daai is 'n groote want daai wedstryd bepaal die derde plek. Of dalk 'n tweede plek. Aan die einde Dalk 'n tweede nee, aan die einde van die ja, aan die einde van die liga. Ja. Eintlik 'n maak of breek vir beide spanne. absoluut. Ek weet hulle moet nog ander wedstryde ook gaan speel wat uitdagend gaan wees, maar ek dink môre is baie bepalend. Coach, enige voorspelling? Kom sit wat gebeur het van voorspelling. Die manne verstaan nie dat ons is eintlik besig met 'n program hier so ons maak ons keuses. Maar ons motiveer eintlik die mense. Dit gaan moeilik. Ek weet, ek sê altyd Caledon het amper Nee man, ons is nou boek met Kelly nie amper die man. menslike gedoen om vir Botterivier binne in Botterivier te gaan wen. Maar dit het ook gewys dat dit kan gedoen word. So dit beloof baie interessant te wees. Die tuisspan natuurlik het die voordeel. Dis waar ek gaan stop. Ja nee, ek sê weer, ek dink dit gaan 'n harde wedstryd wees. Gaan beslis. Maar ek skryf nooit vir Austin af. Ek sien nie te bloei hom in. Jy wil eintlik vir die mense sê vanaand hierso jy's eintlik jy ondersteun vir Austin. Nou kom jy kastig met 'n Ek sit met my groen na toe. Ja nee, coach, ek is versigtig om 'n voorspelling met die een te maak want Botterivier speel baie goeie rugby op hulle tuisveld. Is dit baie moeilik verstaan om hulle te wen. Moeilik om vir hulle te wen. Maar in Austin aan die ander kant is jy kan sien dit lyk my alles besig soos Pakkie sal sê, alles besig om hulle levels te lig. Ja, hulle klim nog. Hulle klim. nog. So net die ding gaan neek hierso. Dit gaan neek. 'n Mens wil ook nie 'n gelykop uitslag hierso hier nie. Want is amper soos twee broers wat mekaar soen sê hulle. Ja, hulle sê so. Ek weet nie om dit gaan definitief 'n grootte wees. Ja. Ek weet Rangers speel vir Claymont daar. So Elvisia kan miskien bietjie ietsie doen, maar die probleem is hulle agste man, hulle beste player het mos 'n rooi kaart vir hierdie week gekry. Ja. So hy is nog nie beskikbaar dink ek vir hy wedstryd. Ons maar kyk wat daar gebeur. Garabou, Saffies, Blackleaf speel vir Leasdorp gaan soontoe. So daai is ook 'n belangrike wedstryd vir Blackleafs daar. En dan Riviersfontein
ontvang vir 'n Nattendal. Dis net so 'n belangrike game, want daai ene bepaal wie ledere. Of pastoor gaat gly. Yes, die ledere van onderaf. Ja, soos ek sê, coach Eos het gekom aan die einde van hierdie show. Van my kant af, laat rugby C4. En dit is nie assie, dis 'n feit. Goeienaand. Ja, en van my kant af wil ek net sê, vat dit easy bro. Coach uit, hy's uit.